So, ek wil vir jou vertel van hoe dit gekom het dat ek begin hou het van om motorfietsfilms te maak. En nou, vir my is dit eintlik 'n baie maklike ding wat met my gebeur het. Ek het altyd maar so belangstelling gehad in foto's. Ek was op skool, was ek maar die ou wat altyd die kamera gehad het. Ek is altyd die ou op universiteit en op college oral wat ek altyd maar my kamera gehad. Dit was daardie 'n baie duur ding geweest want jy moes jou foto's laat ontwikkel. Dit is soos vandag wat jy rekenaar en JPEGs het en jy neem die foto. As jy 10 van dieselfde foto het, dan maak dit ook eintlik saak, dan kies jy maar op die ouend maar 1 van die 10 as dit nou so uitwerk. Maar nou destyds was dit so, jy moes jou foto mooi kies en jy moes hom dan nou reg neem. En as jy iets verkeerd gedoen het of die beligting was nie reggie of iemand het beweeg, dan is jou foto natuurlik nou gespoil. So dit is maar die ding soos dit destyds was, so jy het gemik en gedruk soos lampe sê en dan gehoop dit is 'n goeie foto en dan uiteindelik dan stuur jy jou film weg en dan wag jy vir hom 3 weke of selfs langer en dan uiteindelik kry jy dit nou in die pos. Jy moes dit iewers in pos en dan pos hulle vir jou terug. En dan was dit ook nie gewaarborg geweest dat jy wel die regte foto's gaan terugkry nie. Ek weet van 'n geleentheid of 2 waar foto's wat ek so graag wou gehad het, wat natuurlik nooit teruggekom het na my toe nie. En daar is eintlik niks wat 'n mens dan in so 'n situasie daaraan kan doen nie. En toe vind ek uit maar 'n videokamera werk eintlik bietjie makliker. Ek meen ek kan oor en oor neem dit is 'n video. So ek kan iets in 'n filmpie maak en dan kan ek hom op 'n ander kaset sit en dan kan ek die film nou weer oorgebruik. En dit het my nou niks gekos nie. So dit het my baie geld gespaar om eerder 'n video te maak van dit wat ek mee besig is. En so het die belangstelling maar gegroei en ek het daarvan gehou totdat ek in 1993 het ek toe my eerste volwaardige videokamera vir my gekoop en daarvan het ek nou films begin maak, maar dit is maar alles nou gesinsfoto's en sulke goed. Die motorfietsfilms het gekom daarna en nou wil ek vir jou vertel van wat in 1996 gebeur het. Daar was 'n roeier met die naam Steve Redgrave, hy is van Brittanje en hy was 'n absolute formidable. Hy word beskou as een van Brittanje se top Olimpiese spele medaljehouers. Ek lees vir jou 1984 in 1988, 92, 96, 2000 het hy goue medaljes gekry en toe ook in 1988 het hy 'n brons een gekry. So hy het 5 goue medaljes gekry by 5 Olimpiese spele. Ek dink daar's net een ander persoon dat dit vir hom kon voorgedoen het. So is 'n baie unieke prestasie. En nou onthou ek in 1996, nou het ek al 3 jaar die kamera. Toe is hy neem my nou maar weer deel. Hy was 'n roeier geweest. Hy het of 2-2 gery of dan nou waar hulle 4 in 'n boot was. En die spesifieke een in 1996 was in Atlanta in Brittanje toe wen hy nou die goue medalje en die Britse rolprentmaas of TV-maatskappy maak toe 'n musiekvideoetjie van hom waar hy nou roei in hierdie wedloop wat hy die goud gekry het en waar hy toe nou triomfantlik die lyn oorsteek en hoe op die podium is en toe kom daar hierdie ongelooflike toneel op wat so indruk op my gemaak het. Hy sit daarso op sy boot. Hy is absoluut so moeg dat hy nie uit die boot kan klim nie. Hy spis. Nou sit die kamera daar in sy gesig en die ou vra vir hom of hy weer gaan roei. En dit is een van die bekendste sinne of spreek wat ooit in Olimpiese spele ooit gemaak is. Hy sê, anyone who sees me go anywhere near a boat again, ever, you've got my permission to shoot me. Nou vandag is dit absoluut legendaris wat hy gesê het. Nou ja, kan ek vir jou sê, 4 jaar later, het hy toe wel aan die 2000 Olimpiese spele in Sydney deelgeneem, al het hy so gesê, hy het weer goue medalje verower. En is dit nie absoluut merkwaardig, en die idee van motorfietsfilms, maar dit is nou sport type, ontspanning, uitstappies, die motorfietsfilm ding, saam met musiek, het toe by my pos gevat en ek sou daarna sulke goed begin doen. En vandag is dit vir my 'n absolute wonderlike stokperdjie om my motorfiets te klim en 'n pad te ry en 'n mooi film daarvan te maak.